Baie welkom by ons reeks Compelled by Compassion se groep sessies. Oor die volgende paar weke gaan ons 'n bietjie insak in hierdie tema en ons hoop dat dit jou lewe regtig geestelik sal verryk. Kom ons begin met een eenvoudige vraag. As compassion uit ons lewens na ander toe vloei, waar begin dit? Meeste van ons dink dit begin deur om harder te probeer of meer vriendelik te wees of eintlik maar self meer geduldig te wees. Maar compassion begin nie by harder probeer of om meer te doen. Dit begin by ons wat dieper gaan met God. Want ons kan nie gee wat ons nog nie self ontvang het in ons eie lewens nie. Dit is so waar. God se liefde word nie verdien nie. Dit word ontvang en as ons nie as God se seuns en dogters ontvang nie, dan gaan ons soos werkers of slawe optree. Ons sien dit juis in Lukas 15. Jesus vertel 'n storie van hierdie twee seuns waar die jongste seun sê, "Gee vir my deel." Hy wil die pa se goed hê, maar hy wil nie eintlik verhouding met die pa self hê nie. Aan die ander kant sê die oudste seun weer, "Kyk hoe hard het ek gewerk." Hy lê klem op alles wat hy gedoen het en dat hy by die huis gebly het. Maar hy het soos 'n werknemer gedink en nie soos 'n kind van die pa nie. Daar was 'n verskillende gedrag tussen die seuns, maar dit was dieselfde probleem. Albei het die pa se hart totaal en al misverstaan. En dan sien ons in daai storie 'n draaipunt. Die jongste seun na sy sinne eintlik gekom het en terwyl hy nog ver weg was, op pad terug huis toe, sien sy pa hom en sy pa het na hom toe gehardloop. En ons beleef in hierdie oomblik die pa se hart, 'n hart wat hardloop en omhels. Hy herstel sy identiteit nog voordat die seun kan terugbetaal of verduidelik wat aangaan. Jy sien, dis waar compassion begin. Ons sien dan in 2 Korintiërs 1 dat God is die vader van compassion. Compassion is nie iets wat God net nou en dan doen soos wat hy lus het nie. Dit is wie hy is. Maar daar kort te skuif in ons gedagtes en in ons optrede. Ons word nie genees deur vrees of dade nie. Ons word genees deur die nabyheid aan sy liefde. Selfgesentreerdheid en vrees is soos 'n emmer. Dit hou vas en dit berg op. Mens sien compassion is soos 'n pyp. Dit vloei, dit is altyd nuut, dis vrygewig. Want vrees vat ons altyd na 'n plek toe waar daar nie genoeg is nie. En liefde vat ons altyd na 'n plek toe waar alles 'n geskenk is. Jy sien, ons geestelike volwassenheid begin nie by onsself regmaak nie. Dit begin by die omhelsing ontvang van ons Vader God. Om te ontvang beteken ek is liefgehê voordat ek presteer. Ek is omhels voordat ek moet verbeter. Ek behoort voordat ek moet optree. So wanneer ons regtig ontvang, dan sien ons dat skaamte verloor sy hou vas en vrees verloor sy stem. En daarna sal compassion natuurlik vanuit ons vloei. So met dit wat ons nou net bespreek het, hier is vir jou 2 vrae waar jy in jou klein groep nou verder kan gesels. Die eerste, na watter seun neig jy die meeste of meer natuurlik? Die seun wat gerebelleer het of die seun wat net so fokus op sy prestasie? En dan die laaste een, op wat sou jy hierdie week prakties fokus en te verander as jy regtig geglo het dat God se eerste reaksie is 'n omhelsing waar hy jou nader wil bring en nie regstelling waar hy net wil wegstoot nie.